Right, so ek is hier so by E-Tech. As jy op soek na nuwe, ongelooflike, eco-vriendelike, maar ons praat nie eintlik oor daai woord nie. As jy moeg vir diefstal op jou diesel, probleme met jou werkers, met jou bakkies en daai tipe goed, ek het vir jou ding. So, hier is ons manne agter my, ons gaan gou 'n bietjie met hulle gaan gesels en dan kyk ons bietjie wat se produkte het hulle hierso op die mark. En hoe draai hierdie ding? Nee, hy wil nie draai nie. Daar is hy. Hallo Bernard, hoe gaan dit met jou? Albert, met jou man. Nee, wat kyk dit help jy om te kla nie. So, as ek nou hierso so staan en kyk, sien ek hierdie lyk vir my meer soos 'n bietjie luukse reukie vir die manne op die golfbaan. Vertel my bietjie wat het ons hierso? Albert, eerstens ja, lekker Nampo 2025. Ek dink dit gaan 'n goeie een wees. Ek sien net hoe lyk die weer. Dan nooi ek almal uit om te kom kyk en by ons stalletjie te kom draai hierso. En natuurlik ook as jy by ons stalletjie is, jy gaan niks petrol reuke hier wees nie. Alles is elektries. En ons is maar die manne van elektrisiteit hier, so enige battery opsies is goed, gaan die manne help. Maar laat uitkom by ons reeks hierso, dis ons nuwe reeks, ons noem hom die Glide reeks. Hy kom in 'n 2-seater, 'n 4-seater en dan 'n utility. So hy is so 'n bietjie vir 'n gated community, soos ons sal sê. Mens tyd 'n lekker lodge. Soos jou golfbane, daai tipe effek as jy jou karretjie wil ry. Hier's mooi afgerond. En dit is ook nou, hy gaan lekker werk vir die mense op die golfbaan in terme van as dit kom by jou werkers op die golfbaan wat ons na die sandsakke en die goeters moet rondsleep. En daar's 'n paar grasniers wat die man wil vat en brush cutter, so hy werk lekker. Hy kan lekker laai 400 kg. Ja, want daar's mos gewoonlik gaan nie daai groen masjienkie wat ons so wat al die diesel gebruik. So hierdie is nou 'n alternatief op daai enetjie. Dis hy. So dis maar ons reeks wat ons ingebring het en die ouens is gaande oor hom en natuurlik ook die kleur. Hy kom in die regte kleur. Ja. Camo of glad nie. So verduidelik my op 'n bietjie hierso. Ek sien hierso is my iets heel interessants voor ons nou hier onder kom. Ja. Is dit 'n sonpaneel? Dis 'n sonpaneel. So ons manne daarvan, ons daar van Leidenburg af, ons dink daar so ons maak seker ons mark verstaan wat ons wil indruk daar. So hier's 'n lekker sonpaneel. Hy charge terwyl jy ry. Soos jy staan, laai die battery. Doen so 15-18 kg se dag wat nie sleg is nie. En daar's 'n bietjie groter panele opsies, maar 15 kg se dag op die son is redelik effektief hoor. Dis glad nie sleg nie, want die ding is dit vat baie van daai dit extend jou range as ek reg verstaan. Dis hy. So jy het nou nie staan, daar charge jy, daar wil loop, daar charge. So waar jy gewoonlik sien nou maar 40-50 kg gekry het, kan jy hom nou redelik druk na 60-70. Dis hy, net so bietjie ekstra wat Okay. So hierdie lyk vir my amper meer soos 'n quad met 'n trailertjie. Ons het hom laas jaar by Nampo gelons, dis ons Apex, in 'n jaar baie verbeter van laas jaar se produk af. En lekker groot tyretjies. Hy is gemaak vir die sandwêreld. As jy nou sy bande kan sien en hy het ook lekker independent suspension voor. So hy's gerieflik. Hy's soos ons Porsche. Daar het jy nou iets vir my gesê wat my heel omkant gevang het. Independent suspension in die sandwêreld is 'n baie groot ding. Ja. Wat het julle laat dink om hom nou te implementeer? Is dit juist omdat julle hom gemaak het vir die sandwêreld? Ja, of was dit maar net vir gerief en gemaklikheid en sagte ry? Ja, ons het 'n groot mark in die sandwêreld hier so weet Hoopstad se area. Manne boere in die sand. So hulle daar vereis hulle lekker traksie en jy kry dit reg met jou independent suspension en jou wiele altyd op die grond kan bly daarso. Dan weet ons hy kan lekker ry. Natuurlik die grootte van jou band. So 'n produk met die grootste, wydste band, as jy hom bietjie afblaas dan loop hy sommer bo op die sand. Dit is ons soek daar. 'n Vraagie wat ek wil vra is ek sien jy kan laai agter. So as hy nou gemaak is vir die sandwêreld, hoeveel kan hierdie dingetjie laai? Ook 450 kg. Wat sy laai kapasiteit is, al sy klappe kan afslaan, dan kan hy lekker ronde spulpunt wiel vat vir die graanmanne en so aan. Maar hulle is bekend op hulle beesposte. Hulle doen goed daarso. En dan jou range as hy volgelaai is? Hier is nou 'n lithium model, so 50-60 kg. Hy kom ook in 'n loodsuur model uit, so daar elke vir applikasie. So dit gaan nie net oor jy hoef nie topper range in te klim nie. Jy het ander applikasies op. Jy kan onder begin en later as dit makliker word kan jy nou vir jou opgradeer. Net 'n bietjie opgradeer. Ja, maar dit is ook mos nou lekker om te hoor. Dan hier lyk vir my nou soos 'n nuwe konsep. Hy het ook nou die dakkie. Die dakkie, kan jy dit op enige van hierdie modelle? Ja, enige modelle wat by die bakke op het, so van 'n bike bakkie, quad bakkie, blitzcruiser, hy kan enige plek. Ons bou hom daar dat hy pas. O, so dis netjies. So dis nie net op hierdie twee modelle wat die dakkie kom nie. Hy's redelik reg deur. Hy's reg deur die bank. Okay, so hierso ek sien net nou bietjie dunner tyretjies, bietjie kleiner tyretjies. Waar sou jy hierdie een nou gebruik? Is ons blitzcruisertjie hou van 'n lekker reguitpad of veral op die wildsplase. Hy het 'n soliede assie voorin wat nou die manne like. Dis hoekom ons die blitzcruisertjie noem.
O, ek sien hy's 'n redelike stuk duimpyp hoor. Ja, nee, hy's ordentlik. So hy's gemaak, hy kan nie lekker artikuleer nie, maar vir die lekker plat op wildsplaas plaaie, hy werk perfek dan. Ek kan sommer sien hoe gly hy sommer daar in Botswana aan die Tuli blok, daai reguit paadjies Dis wat baie van hulle rondloop daar so en natuurlik ook hy het nou die stuurwieletjie. Kom ons kom. So hy's nou meer soos 'n voertuig. O, ek sien. Wat nou lekker is, die ouens het gevra vir 'n stuurwiel en hy's outomaties, jy weet, is redelik eenvoudig. Forward drive, reverse, trap. En as jy gemaklik kan sit, kan ek dink ander mense kan ook gemaklik sit. Ja, nee, ons maak hom dat ons pas. Ons is redelike groot manne hier. Ja, maar jy weet ons volk is nie bekend vir ons klein mensies nie. Nee, dis ek en nou Tiaan, ons is die R&D span daar, ons toets hulle sommer self daar op die plaas. Nee, maar dit is mos op die einde van die dag wat jy wil hoor. Jy wil 'n finale produk kry, jy wil 'n R&D ding kry nie. Nee, verseker. Okay, nou hierso hierdie is die ding wat ons nou 'n bietjie meer ken. Ja. Dit is nou die ding wat soos 'n veldbrand versprei. Hierdie trikes, maar ek sien julle het 'n 4-wiel en dan nou die trike ook. So vertel my nou 'n bietjie meer. Hierdie, as ek nou reg verstaan, is meer vir jou vrugteboere. Ja, kyk, wat is beoog met hom is eintlik die Apex het gekom van hierdie model af. Net so 'n bietjie opgradering van die quadbakkie. Hy's ook so klein bietjie dieder. Maar hy werk met ander tegnologie, maar hierdie is ons het 'n 3-wiel gevat. Ons sny hom af voor, ons doen dit binne huis met ons hele werkswinkel. Dan sit ons hierdie hele 4-wiel voorop. Lekker bekostigbaar, so onder die 89 watt in vir hierdie karretjie, so hy kan enige plek loop. Hy's maar net 'n belangrike vraag, maar altyd laai kapasiteit. Hoeveel kan jy vat op hierdie? Hulle almal is so tussen 350 450 kg. O, so dis stoksterner dwars deur. Yes. Okay. En dan kan ons rondspeel met heavy duty bladvere, lithium batterye. Help jy manne uit daar op die plaas. O, so jy het jou standaard en dan kan jy hom nou kies soos wat jy hom wil. Dan maak ons hom so een vlak. Amper soos wat jy 'n pos bestel. Behalwe jy kry redelike produk, jy hoef nie die basiese goed by te sit nie. Dis hy. Nee, maar dis netjies. Okay, en dan verder, is daar enige iets wat jy nou vir 'n boer wil sê rakende die twee? Want dit is nou maar die groot verkopers as ek dit so kan stel. Ons 3-wiel is regtig effektief van die prys tot die gehalte. As jou terrein hom toelaat, waar jy 'n terrein het waar die 3-wiel kan ry, gaan ek hom altyd aanbeveel vir jou, net weens sy eenvoudigheid. Wat sy slytasie voor is 2 steering bearings, dis dit. Jy weet en bekostigbaarheid van parte. En hy het ook letterlik uit sy 3-spoed, sy force spoed 3 en hy het 'n low range ook. Al ons modelle kom uit met 'n high en 'n low range. Toetertjie is ook baie belangrik op 'n plaas vir die beeste. Ja, kan jy sien 'n hoë en 'n lae spoedrad is 'n meganiese rad wat in die diff omskakel. En hulle is redelik almal hidrolies. Ek sien daai is 'n manual. Ja, alles hier is manual. Ek dink Tiaan gaan vir ons nou 'n bietjie vat daarna ons skou model toe. Ek sien daar staan, dit lyk soos 'n lange wagen op een of ander vorm van 4 wiele met 'n klap en 'n maar hy lyk sommer kwaad as hy so vir jou kyk. Tiaan, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie self man. Nee, kyk, ons kan klaar, maar ons is by Nampo, so dit gaan ongelooflik. Dis jy, ons is hier by Nampo en ons weet, daar's baie goed om te sien hierso. So, as jy net dinge in die stand het wat ou se oog trek nie, dan raak jy amper relevant. So. Ek wou nou net sê, ek het baie waardeer wat hier aangaan, maar ek het soos wat jy in 'n kroeg sit en vir die mooi girl in die hoek kyk, is hy hierdie ding het vir my gekyk. Ek gegaan so 'n paar weke voor Nampo te sê ons wil nou 'n bietjie iets anders doen. En dit vat ons Apex te maak ons om nou 'n 4x6 Apex. So ons het so 'n bietjie verder gegaan. Dis so jy het nou hierdie ingevat wat hier staan en jy het vir hom nog 'n as met nog 2 wiele en dan ek ry nou die hidroliese klap ook. Right so. Word sommer self custom geboude bak, hidroliese silinder. So hy trek nou op sy agterwiele met 2 3 kW motors. En hy het nou so mooi geloop met daai olie wat so dik is soos nog. Dit is lekker koud hier by Nampo vanoggend, maar hy is nou reg vir die manne met die dik sand. So ons is regtig daar in die mark om aan elke ou se behoeftes te voldoen. So ons kan binne huis custom werk doen en add-ons, lithium batterye, sonpanele, dakkies, bankies, spuite. Ek dink daar's niks waar vir ons hande verkeerd staan. Een ding wat ek wel van julle hou, wat ek regtig agterkom is julle het verskillende pakkette. Jy hoef nie net op die duurste model in te kom nie. Maar ek het nou een laaste vraag. Ons almal weet hierdie goed is nou besig om soos veldbrand te versprei en alles en julle is nou bietjie die duurder van die goeders. Verduidelik vir my bietjie wat maak dit die moeite werd om dan by julle te koop in plaas van die ander mense? Man, weet jy, ons doen regtig baie moeite met ons R&D binne in ons voertuie. So elke ding word daar 'n bush verander, 'n bearing verander. Daar's parte. Ons het elke part op enige van ons voertuie binne voorraad. Daar's nie 'n wagperiode nie. As jy ons bel, dan word dit of dieselfde dag of daai volgende oggend gestuur. Daar's naverkoopsdiens kliënte. Kan ons kontak na die tyd vir opgraderings. Ek dink ons is omtrent die enigste maatskappy binne in die veld wat
wat verskriklike add-ons het. So jy sal kan sien hier op ons tafel, daar is van lithium batterye, groter duwe, groter motors, jou sonpanele, dakkies en bankies. So dit maak ons so 'n bietjie eksklusief in die mark. So as ek reg verstaan wat julle doen is julle luister na die boer se terugvoer en implementeer dit in die toekoms in. Net so. In die toekoms van die modelle om seker te maak die volgende boer wat by julle is kry nie dieselfde probleme nie. Definitief. Ou Tiaan, dit was 'n voorreg om gou met julle te gesels. Sterkte met alles en ja, laat ek gou hierso afsluit by die gehoor. Right, so daar het julle dit. Op die einde van die dag as jy 'n maatskappy soek wat saam met jou beweeg, hulle luister na wat jy sê, hulle gebruik dit, hulle implementeer dit en hulle groei saam met jou, kom definitief hier by Nampo uit by die E-Tech stalletjie. Dis as jy dink jy verdwaal het in die agterkant. Hulle is net hierso by al die mielies, hulle is so oorkant, die grootste silo suid van die Ewenaar, jy kan hom daar sien. So kom draai hierso by E-Tech, kom maak dit die moeite werd en dit is Farm Spice oor en uit.